Ons is vandag by Andrew en Ginkel Jordaan in die Klerk omgewing. Hulle boer al sedert 2010 met borane in hulle stelsel. Hulle het 'n melkery, skaapboerdery en beesboerdery in baie suurwêreld. Kom ons gaan hoor meer. Verskriklik mooi by julle. Ek en Christopher is natuurlik op ons roete en ons sending om almal se stories te hoor oor die borane. So ons kan sommer by julle ons wegskop. Ek meen, hoe het julle nou by borane uitgekom? Dis eintlik 'n lang storie. 'n Paar basies besluit ons gaan begin melk op die besproeiing. In die tydperk, ons was volvoer melkboere ook, het ons net besef dat die insetkostes maak ons dood, al daai tyd. Ja. Elke maand as ek die melkcheck gekry het, moes ons omtrent die helfte vir die voermaatskappye gee. Ja. So ons het daar begin mind shift maak en weidings gevestig en oorgegaan na 'n weidingstipe beeste. Maar die probleem is, jy het nou 'n groot raam koei gehad. Nou wil jy hê sy moet gras vreet en ver stap en melk produseer. Toe sien ons maar dit gaan nie werk nie. Toe begin ons met die Nieu-Seelandse genetika wat klein raam, kompakte, meer rumenkapasiteit wat kan gras eet. So dit het jare gevat om dit oor te teel, maar hoekom ek dit noem is horses for courses. Jy wil net ekstensief boer in deurdroogtes en nat jare, moet jy 'n tipe beesboer wat kan gras vreet, wat vir jou geld uit die natuur uit kan maak. So dit is maar net die ding in die oorswaai van 'n volvoer melkkoei na 'n weidingsmelkkoei het vir ons gewys presies die tipe koei, 'n medium raam, rumenkapasiteit. Kan hy gras omdraai en melk en geld vir ons. En dis presies wat die borane op die veld ook doen. Ja. So van 2010 af boer ons die borane. En ons was nog ons deel van die stamboek, né? Teelersgenootskap. In daai jare het ek die goed geweeg en die koei-kalf verhouding was iets ongelooflik. Maar omdat ons almal maar besig is met, jy weet, melkerye en hy in die skaapafdeling en ons almal is maar met die besproeiing, het ons besluit om dit te los, maar ons het nog altyd goeie bulle gekoop. Ja. En dan het ons beste bulle hou ons terug, jong bulle. Maar hulle kry geen byvoeding nie. Hulle word op die veld uitgegroei en dan selekteer ons weer. En so gebruik ons steel ons eie bulle en gebruik dit weer terug. Maar van 2010 af wat ons borane boer tot waar ons vandag staan deur alle droogtes en nat jare. Ons het nog nooit ons koeie geënt nie. Ons het nog nooit ons koeie gedip nie. Ons het nog nooit byvoeding gegee nie. Ja. So dis totaal en al ekstensief. Ja. Ons het nog nooit 'n koei verloor aan kalfprobleme nie. Ons het nog nooit in hierdie jare enige boraan verloor aan bosluisverwante siektes nie. Hierdie serie raak ons eintlik baie die omgewing aan, want weer eens vir ander ouens dat hulle verloor half moed. Hulle kan eintlik, hulle sê hulle kan nie eintlik die beeste boer in hierdie berge nie, maar eintlik dis waar die boraan spesifiek baie sterk gewees is in hierdie tipe veld. Ja. Ons het nou kom jy uit 'n lieflike soet wêreld uit en skielik is ons hier in 'n koue suurwêreld. Hoe hanteer julle die proses en ek meen met julle aanpassing op julle bees, gaan dit goed? Boer julle net met die trop hier, skuif julle hulle heen en weer, hardloop ons net so deur daai proses. Ons suiwer kudde borane en boer ons hier op Daggeboer. In die somermaande is ons bo op hierdie berge en dan benut ons hierdie gras in daai tyd. Is geweldig baie reën en mis hierdie tyd van die jaar, vir die somertye. En dan in die wintermaande raak dit koud die bo. So dan beweeg ons weer met die bees af onder waar dit baie warmer is en is meer 'n soetveld area dan. En so wat ons grootliks dan doen is ons doen drukbeweiding
Soveel as moontlik bees in 'n kamp en wat dan in simbiose saam met die bokke en die skape is. So want die bees komplementeer eintlik die skaap en die goed baie goed, want die skaap hou nie van jou lang gras en so die bees is 'n bietjie korter en dan gaan ons vir ons skaap in. So is 'n lekker gemengde boerdery hierso. Die bokke eet byvoorbeeld bolangs, skaap eet onderlangs en die bees eet die boonste gedeelte van die gras af. So ja, ons gee nie lekkerske goed die bo nie. Dis was survival of the fittest vir die boerane hierso. Wel as ek na die trop koeie kyk, sal hulle Lyk hulle vir my of julle heeltemal survive. Hoe ervaar jy die tropsgebondenheid van die boeraan in jou stelsel? Ja nee, dis 'n verskriklike groot pluspunt want jy kan een man met 'n perd stuur om hulle bymekaar te maak. So en nog 'n ding is wat jy gaan nie een gesteel kry nie. Ons probeer 'n boeraan uitkeer sê maar in die kamp. Jy gaan dit reg kry en sy hardloop heeltyd terug trop toe. So daai tropverband, ek meen arbeidsgewys, is ongelooflik. Jy stuur, ek meen ons boere in Adelaide wat nog meer bebos is as die, en jy stuur 1 of 2 manne en die goed is bymekaar. Jy kan dit amper nie meet in geld. Nee, jy kan nie, maar ek meen dit is 'n groot voordeel. Ek meen teen ongediertes, diefstal, arbeid, alles. Ja. Oor die ginkels en na die trop koeie jy agterkyk kan raak aan hom lus om die goed te boer en is jy neem 'n plesier om hulle in hierdie koue suurberg so te sien in hierdie kondisie. Kalvers is gesond en die koeie lyk of Lerberus het in jou onmiddellike omgewing. Kyk die buurmanne oor die draad, is die ouens wat lus raak vir boeraan. Wat is jou, dink jy, is die gevoel, jy weet? Ja, kyk oor die algemeen die Karoo was nie bekend vir beeswêreld, maar ons reënvalle, ek sal sê het geskuif, maar ons baie laaste tyd is ons reënvalle van November af tot Februarie. So ons het baie gras deesdae. En hierdie tipe bees kan jy mos nou heelwat koeie of meer koeie per hektaar dra. En dis 'n tipe koei ook wat jy kan kalf op Karooveld en so jou timing hoef ook nooit so goed te wees nie, want ek weet die ander boeraankudde los ek sê maar my bulle in en die koeie kalf baie keer hulle senk, maar kalf hulle in die winter ook en dit was 'n doodsonde altyd. Ja. Maar die boeraan kan dit doen. Ek is al heelwat genader vir die boeraan. Ek dink jy weet die ouens se mind change is baie keer baie moeilik vir die ouens, maar die afgelope tyd het heelwat ouens my gekontak en dis baie met kalwingsprobleme te doen op meidenverse wat manne baie verse, baie groot skade kry wat hulle wil boeraan inbring en dan Adelaide, Bedford se wêreld bosluisverwante siektes. So die ouens begin nou al hoe meer oor die draad loer en dis 'n ding wat begin posvat. Ek kan vir julle 'n voorbeeld gee. Adelaide boer ons in hartwater, rooiwater, galsek wêreld en ons dip nie. Ons het ons koeie laat sout en ons het tot dusver nog niks bees verloor in daai bosluisverwante siektes nie. En dis hoë, daai baie hoë area bosluis. Ja. Die boeraan kry bosluis, maar net by die fyn velletjies, nooit op die dik vel nie. Ja. En ek glo jy moet nooit 'n koei basies skoon of dip hê, want ek meen jy verloor jou immuniteit daardeur. So in Adelaide het ons net besluit ons gaan nie dip nie, ons gaan nie por nie. En ek meen ons pluk die vrugte na ons boer al 6-7 jaar daar. Ons het nog nooit 'n bees verloor in bosluisverwante siektes nie. Ek dink die ouens is maar nog skepties oor die voerkraal, oor R2-3. Maar as jy sien dat wat ons, jy weet geen insetkoste op die bees nie. En jy kan hom background en jy kan hom van die veld af bemark. Kan hom voerkraal toe stuur as die pryse goed is. So jy het soveel meer opsies met hom. En jou stelsel is reg vir daai krisisjaar, jy weet. Ja, altyd. So jy kan hom maklik aanpas en manipuleer, jy weet, om daai diepwater deur te swem as jy moet. Ons het almal baie lief geraak vir die boeraan en
My pa het altyd vir my gesê, toe sê hierdie bees steel 'n plaas vinnig vol. Ons het 'n ruk terug te verkoop ons 'n klomp koeie. En omdat hy 'n medium raam koeie is, droogtes, alles vat hy deur, konsepsies is altyd goed. So ons het soos hy sê, ons steel 'n plaas vinnig vol met 'n boerhaar. Ja, is net 'n maklike bees. Dit is net is net maklik. Maklik en lekker om na te kyk. Ja. Ginkel, baie dankie. Dit was regtig 'n voorreg hier by julle ouma Andrew. Ja, ons sien mekaar weer in sterk met julle boerdery. Dankie, ek waardeer. Ja, Baie dankie. Andrew. Dit was 'n interessante maar lekker koue dag by die Jordaans gewees. Volgende is ons by SP Miller in die Elandsrivier omgewing. Kyk uit vir die episode.